Dis nie 'n Dis nie waar. klomp florhou nie, maar jy sien daar's daai groen dingetjie. Ek het nie eens my multicast uitgehaal nie, want die mense het my laat verstaan dis so maklik, jy het niks nodig. So eintlik 'n klompie groot weggeletjies gevang. Ek het 'n klompie gevang. Dit was nou nie laat dit wel, ek het Saterdag net 3 gekry. Aanvanklik het ons gedink dit is 'n groot grasie want ons het gesien is nie 'n baber nie. Ons het dit baie vinnig toe besef dat dit nie 'n baber is nie. So ons het geweet die grasies eet vleiskos. En toe my pa gaan om hier ding te skep, toe sê hy pa, dis 'n gele. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Right, welkom terug by nog 'n episode van the Original Podcast. Ons het al agtergekom so 'n week as ons rekord so voor 'n groot toernooi. Is die beplanning net nooit soos wat dit gewoonlik is maar 'n bietjie moeiliker om die manne te kry om tyd uit hulle week uit te vat om gou 'n bietjie met ons te gesels. Ons weet dit nou al, maar elke week dit kom net te vinnig vir ons om voor die tyd plan te maak. So ons gaan vanaand vlieg ek en my pa bietjie solo. Dad, so welkom terug by die podcast. Thanks Sakkie. Ja, nee, dis lekker man. Ek dink is baie keer sommer net ook 'n goeie ding om net bietjie rustig te wees en bietjie alleen te sit en gesels. Is altyd lekker om 'n derde persoon by te hê, maar baie keer se derde wiel aan die wa ook nie 'n noodwendige goeie ding nie. Ja, so kom ons vat hom, ons kyk waar kom ek en jy uit by. Ja, ons het daarom 'n paar goed waar ek en pa wil graag wil aanraak vanaand. Ek en pa gesels uit die aard van die saak uit gesels ons meeste van die dag, elke dag gesels ons nou mamma en dis altyd my hengel, so ek dink vandag gaan ons maar 'n bietjie gesels op die lig laat die mense kan sien hoe ons van hierdie goed redeneer. Ek het op Facebook gou vir ons gepost en gesê die mense moet ons gou vra. Obviously die aard van die saak uit die tyd wat die mense die kyk, is dit nou al 'n week later, so dit help nie hulle gaan vra nou die vrae nie. Maar ons sal sien aan die einde van die episode se kant sal ons gaan kyk wie het vrae gevra en kyk hoeveel van daai vrae kan ons beantwoord en hoeveel van hulle kan ons deurhardloop. Okay, ja, ek wil gou ding net gemention voordat ons verder gaan. Ek het verlede week ek met Paulo gepraat van Kaap Extreme, is 'n lekker Facebook groep daar wat oor die hengel en die goed gaan. Hy help vir Tannie Jolandi hulle om so 'n lekker bedankingsdag te hê vir oom Jumbo. So net 'n lekker get together. Die vra ek moet asseblief op die podcast sommer net 'n bietjie daarvan mention. So dit is hulle noem dit die Jumbo Fun Day by Flamingo Bay. Ek sal vir julle die besonderhede onder in die description sê waar julle dit kan in die hande kry en wie julle kan kontak daarso. Dis die 3de Mei. Gaan hulle bymekaar kom en dan is daar nou lekker boereworsrolletjies. Daar's ek dink 75 penne, so daar's 'n klompie penne van ouens wat kan gerengel. Sover ek weet dit is dit papgooi en feeder, so jy kan net vir hulle laat weet wat wil jy doen, wil jy in die feeder kant hengel of wil jy in die papgooi kant hengel. Sover ek weet is dit net 'n lekker vandag, daar's niks kompetisie of enigiets so dit verbonde nie. Dis maar net 'n finale get together vir oom Jumbo en dan gaan ek hulle nou aan die aard van die saak het nou ek dink sy astrooi en net 'n finale totsiens sê vir 'n groot legende in die hengelbedryf. So vir die mense wat wil betrokke raak daarbey of wat graag wil bywoon, ek sal die beskrywing onder in die description vir julle sit, dan kan julle net sien wie julle daar moet kontak. So dis die 3de Mei by Flamingo Bay. So ek sê julle dit al bywoon. Lekker. That's ja, ons het ek het vir hulle gesê ons sal daarby doen. Het Paul by Flamingo Bay gefish? Nee. Nee, ek ken hom glad nie. So dis vir my 'n vreemde ene. Ek het al van hom gehoor, maar ek self was nog nie daar nie. Ons sal maar 'n bietjie een of ander tyd kyk rondom dit. Alright, ons het nou 'n klompie topics wat ons vanaand wil bespreek. Onder andere is daar ietsie wat nou opgepop het nadat ons gesels het oor pa se wonderlike prestasie daar by Bloemhof. Die feit dat pa nou soveel marries en goed gevang het. Ek en pa dit nou al redelik bespreek, so ek wil nou nie laat dit te snaaks klink oor die lig nie, maar ons moet dit nou maar net, ek gaan weer vir die vrae en die goed maar vra, laat ons maar dit so natuurlik as moontlik kan hou vir die luisteraars. Maar pa, ons het nou gesels oor wat pa dink die rede is rondom die muddies, laat die muddies gebyt in plaas van die ander visies. So wat sal pa sê, wat is pa se redenasie rondom dit?
Sakkie, ja, weet jy, 'n verduideliking kan ek nie gee nie. Ek dink voordat ons verder gaan, dalk moet ons net 'n bietjie net 'n recap gee van waarvan ons praat. Want as iemand nie verlede week se episode gekyk het nie, wat hulle dalk graag gou moet gaan kyk, dis die episode met Dwayne Webb, waar ons daaroor gesels het en is sommer net 'n lekker episode om te gaan kyk. Ja, Sakkie, 'n verduideliking vir wat gebeur het ek nie. Maar om vir mense te sê wat wel gebeur het, is ons het ek het punte nodig gehad vir Elite en ek het besluit ek gaan eerder my luck by Bloemhof probeer as by Triegard, want dit was enigste twee plekke. Wat met Triegard? Ons 'n pragtige plek as jy beter as ek is, maar freak it hell. Ek kon dit nie daarop. Triegard het my goed behandel deur die jaar. Maar ek was nie bereid om die kans te vat nie, want Triegard het ook vir my 3 keer 'n laaste plek in die sone gegee, waarvan een 'n blank was. My enigste blank in seker die laaste omtrent 18 maande. En ons het gesê ons gaan oor Triegard met Dwayne praat oor Triegard. So die mense gaan maar moet 'n bietjie wag vir daai venue. Ons gaan vanaand 'n venue aanvat. Ons sal later vir julle sê wat 'n venue ons gaan bespreek. Maar ja, Triegard sal definitief eers later wees. Ons gaan definitief nie met my pa gesels oor daai venue nie. Ja, nee. En ek gaan saam praat daai dag. Ek gaan vra. Maar in alle geval, ja, so ek het punte nodig gehad en besluit ek dink die beste plek vir my is Bloemhof. Almal het gepraat van die groot hoeveelhede vis wat daar is en ek het gesê wel dit al die jare in die verlede my gepas. Die feit dat 'n ou nou 'n bietjie aanstap in die jare beteken dit gaan moeiliker wees om veral teen die jong manne, en dit is 'n oop event, dit was nie 'n meester of 'n veterane event nie. So ek het geweet waarvoor ek my inlaat, maar ek het nogtans gedink dat ek vat dit liewerster as wat ek Triegard vat. En ja, toe ek daar kom, dit was die Vrydag, daai vakansiedag was die eerste toernooi en die Saterdag het nog een. En Vrydag het ek geëindig met 93 vis, waarvan van die 93 was daar ten minste 60 muddies. Saterdag het ons gehengel en ek het 119 geweeg, en van die 119 was definitief meer as 100 muddies. Plus dan het ek al twee dae nog 'n klompie muddies gehad wat anders saaies was, so ek het 'n klomp van hulle gevang. En ek kan dit nie verduidelik nie. Ek kan nie vir mense sê, weet julle wat? Dis hoekom ek hulle gevang het, of ek weet nie. Wat ek wel vir die mense graag sal wil sê is iets wat vir my ongelooflik interessant was, en die ouens wat saam met daar gehengel het, kan almal daarvan getuig, hulle het baie duidelik gesien waarmee ek gehengel het. En dit is die feit dat ek al daai muddies gevang het met wat ons nou op die mark gaan sit as 'n fluoresien bommer. 'n Fluoresien bom is 'n floutie, maar wat absoluut vol fluoresien is, né? Ek dink die mense wat al rukkie na die podcast luister sal weet, ons het al voorheen gepraat van hierdie spesiale flouties waar vir die span daai sakkie gegee het met net daai paar flouties in. So dit kom nou al 'n geruime tyd kom dit nou al saam. Ek het die ding gemaak en begin toets verlede jaar net voor die Elite Final in Bloemhof. Het ek ook punte nodig gehad en ek het besluit ek gaan Bloemhof toe en ek het dit vir daai toernooi. Het ek 2 sulke hierdie groter zipsakke gevat en ek het daarvan gemaak. En daai dag met daai toernooi, toe ek die vis nou behoorlik aan die gang het met dit, toe kom daar daai ongelooflike warrelwind oor my en hy tel daai sakkie hy gooi my hele kas in die dam, en in die proses het hy daai sakkie gevat en hy het hom so op omtrent 40 meter in die water gegooi. Toe is dit net hierdie groen absolute massa fluoresien in die dam en ek moes so kyk hoe hy oorkant toe waai. Maar van toe af het ek die goed en het ek het getoets by verskeie plekke en dit het vir my gedurig gewerk. En ek sit toe daai Vrydag en Gysie van Wyk sit langs my en die oggend, almal vertel my van hierdie magdom vis wat die ouens vang, en ek kom aan, ek gooi en ek kry nie 'n byt nie.
en ek kry nie 'n byt nie. In die volgende oomblik vang ek so klein geelietjie. Intussen sit Gys hier langs my en hy het seker al 7 of 8 vis in die net gesit en elke keer sê gooi en sien ek daar's net so ietsie wat groen maak. Dis nie 'n Dis nie waar. klomp florou nie, maar jy sien daar's daai groen dingetjie. Ek het nie eens my multikas uitgehaal nie, want die mense het my laat verstaan dis so maklik, jy het niks nodig nie. In alle geval en ek stap toe trailer toe en ek maak my kas geoop en ek haal my botteltjie Petit Janine Extreme uit. Ek dink ek gaan net so 'n bietjie daarvan sit. En die oomblik toe ek dit doen, toe sien ek daai sak met daai fluorescent floaties. En ek vat so my sakkie saam na my kas toe. Ek sit hom onder in die laaitjie en vat 'n strop en ek haal die aas af wat ek aangehaat het en ek sit 2 van daai floaties aan. Ek dink voor ek enige moeite of iets gooi, gaan ek net hierdie 2 fluorescent floaties gooi. En ek vat daai ding en ek gooi hom op my kol wat geklip was op 35 meter. Gooi hom in die oomblik toe ek hom gooi. Dit was 2 minute toe buite en had ek die eerste maddie. En nou vang ek die maddie en vang 'n maddie en vang 'n maddie. En toe kom ek agter, okay, dis definitief vir die floatie. Die volgende oomblik toe besef ek, maar as ek doen vir 2 dae lank met 2 stokke, so dis 4 hoeke, elke keer hierdie floaties haak, dan gaan ek het floaties uithardloop. Ek het nie soveel daar nie. So besluit ek toe dat ek gaan net op die onderste hoekie van hulle sit en bo sal ek 'n plain sagte geel floatie op die boonste hoek haak. Die volgende oomblik toe Dan bly net met die geel floaties gefish. En Gideon hulle, almal Steven hulle almal het vir gesê die geel floatie werk. Maar hulle het hulle daai wat ons floatie getraai enigsins. Nee. Maar hulle het dit nie. Nee, hulle het dit definitief nie. Maar in alle geval ek gaan toe en ek sit die geel floatie bo in die fluorescent onder. En ek vang elke keer is dit 'n maddie en dan elke dan en wanneer vang jy 2. Maar as ek 2 vang, elke keer is op die onderste hoek waar die fluoro floatie is die maddie en op die boonste hoek waar die geel floatie is die kurper. Of is 'n kurper. Ek het nie een keer op 'n geel floatie 'n maddie gevang nie. Ek het partykeer 'n kurper op die fluorescent floatie gekry, maar nooit 'n maddie op die geel in nie. Hierso omtrent 11:00 daai oggend, toe besluit ek wil net bietjie 'n toets doen en ek wil die 2 floaties omdraai. Dalk is dit net 'n kwessie van dat daai maddies daai onderste hoek vat. Gaan ek ruil die 2 floaties om en per toeval daai heel eerste gooi wat ek vang, kry ek weer 2 vis. Die keer toe is die kurper onder en die maddie bo. Toe weet ek wel, okay, dit is vir my so duidelik soos daglig dat die vis die maddies soek die fluoro floatie. Nou almal het 'n probleem of baie van die ouens het 'n probleem gehad met andesaaie geletjies. Wat 'n probleem is wat ek ook die Saterdagoggend gehad het. Ek het Vrydag aand nadat ons gehengeld het, ek met Gideon redelike lang gesprek gehad en Gideon sê toe net vir my, Oomberg, jy moet onthou, môreoggend, daar's vandag voer in die water, môreoggend gaan daai karpies inkom, né? Hy sê so, traai miskien net daai geel floatie as ons begin. Ja, en dan kom daar so en ek het al 2 stokke en ek het die geel floatie en ek gooi hom en ek gooi daai eerste stok en ek sit hom neer. Voor ek die tweede stok kon vat, toe trek hierdie eerste ene. Kap hom, dan vang ek so 180-200 gram karpie, né? Ek dink, kyk hoe slim is hierdie Gideon. Ek het die res van daai dag, het ek nog 5 karpies gevang, waarvan 4 van die 5 nog ander saaies was. So ek het net 2 karpies gehad wat saaies was vir die hele dag. Maar na daai eerste karpie, toe dink ek, okay, die ding werk mos. Nou gooi jy dit weer en gooi weer. Toe vang ek 7 ander saaies geelis. Binne 'n kwessie van, dis minute, voor die oë uit vir jy 7 gevang en sê ek nee, gaan haal weer die sakkie met die fluorescent floaties en vat dit, gooi hom, onmiddellik is ek in 'n maddie in. So definitief vir een of ander rede, almal dink fluorescent lok geelis. In Bloemhof kan ek kategories sê dat
definitief het die fluoresien daar die geelis weggehou, of dit dalk is omdat daar so ongelooflik baie fluoresien, want daai floutie is swart van die fluoresien. Omdat dit so baie is, weet ek nie. Omdat fluoresien is mos maar sout, 'n souterige mengsel. Ek weet nie of is dit die sout nie. Ek weet nie. Dis wat ek sê, wat ek nie kan verduidelik nie. Maar wat ek vir die mense baie duidelik kan sê is dat ek het daai 7 andesize geeltjies gehad. Daarna het ek 118 size vis en 'n klomp andesize vis nog gevang. En tussen al daai vis deur het ek vir die res van die dag 3 andesize geeltjies gevang. Ander ding wat baie interessant was, op Saterdag en op Vrydag en Saterdag, is dat as ek 'n geeltjie met daai floutie gevang het, was dit elke keer 'n grootbek gele. As ek 'n geeltjie vang en hy vat die boonsoek, is dit 'n kleinbek. Toe ek daai geel flouties bo gehad het. Saterdag het ek nie weer die geel floutie bo gesit nie. Ek het gegaan en doeteenvoudig gesê, ek weet ek het nou genoeg flouties vir vandag. So ek het al 2 hoeke die fluoresien floutie aangesit. En definitief het die geel floutie het vir daai kleinbek geeltjies gegee. En as jy 'n vis gevang het op die fluoresien floutie, dan was dit 'n grootbek geeltjie. So eintlik 'n klompie grootbek geeltjies gevang. Ek het 'n klompie gevang. Dit was nou nie laat dit wel, ek het Saterdag net 3 gekry. 3 grootbek geeltjies gekry en Vrydag het ek seker omtrent 5 of 6 gehad. Maar dan praat ek van klein. Hulle is daai 250, 300, miskien hier en daar een wat so baie naby aan 300 is, maar jy mag hom in alle geval nie weeg nie. So hy is undersized irrespectief van hoe groot hy is. So dit was vir my 'n ongelooflike interessante situasie wat ek glad nie kan verduidelik nie. Ek het die 2 dae toe nou klaar gehengel en ek het nooit 'n druppeltjie moetie op 'n bol gesit of niks nie. Ek het net met daai floutie gehengel. En wat vir my baie interessant was, Saterdag, toe ek nou met 2 van die flouties hengel, nou het jy hy muddy op die ondersoek, dan kom hy boonsoek aan, maar jy sien nog nie die muddy nie, as jy net so groen streep wat so saamkom, soos wat daai floutie die fluoresien afgee. So jy sien heeltyd presies waar swem hierdie ding hier so voor jou. Maar ja, dit was sommer net 'n interessante ding vir my gewees. Met die floutie wat toe nou soos 'n spoor laat. Ja, dit is nogals interessant as mense die wat ons so kan sien inkom. En nou dit wys jy net dat ek wonder vir hoe lank sal hy het pa een van daai flouties iewers gegooi waar pa kan sien vir hoe lank hy daai fluoresien afgee. Wel, die ouens het Vrydag het hulle so 4, 5, 6 penne van my afgesit. Nou het ek daai floutie ingetrek op die kant, tot op die kant, die vis afgehaal. Die floutie het sommer nog daar gesit en dan gooi ek hom in die water en dan sê hulle, "Hier my, check hierdie groen flouties wat hier verbydryf. Check hierdie groen flouties." Nou was niemand regs van my nie, so dit kon nie iemand anders wees nie. Almal het geweet dis my nie wat daar dryf. Snaaks genoeg Saterdagmiddag toe is daar een van die ouens, Donovan, wat baie pertinent vind en nou vra nou, maar wat het ek gedoen dat ek die muddies gevang het en nie die kurpers nie? En voor ek hom kan antwoord een van die ander manne wat in die gesprek is, toe sê hy, wel, een ding is verseker en dit is bly weg van fluoresien en daai tipe goed af. Hy sê, want die oomblik as jy fluoresien gaan gooi, dan is daai geeltjies daar. En ek stop hom toe sommer net daar. Ek sê vir hom, kom ek gaan wys jou. En ek loop kar toe en ek het daai sakkies daar, maar daar's toe nou regtig net so 'n bietjie flouties oor. En ek gee dit ook sommer vir Donovan en hulle het die naweek wat verby is weer daar gehengel, Vrystaat Liga en hulle Vrystaat Kampioenskappe of iets in daai lyn. Maar in alle geval, ek gee dit toe sommer vir hom. Ek sê vir hom, gaan probeer dit. En ek sê vir hulle, dit is presies waarmee ek gehengel het. Met daai fluoresien, en ek het nie geelis gevang nie, en dit was net muddies. In hindsight, moet ek bysê, ek dink as ek vandag moet teruggaan, as ek 'n derde dag daar kon gehengel het,
sou ek dit nie weer gebruik het nie. Vir die eenvoudige, die floaties. ja, ek sou hom nie weer gebruik het nie. Vir die eenvoudige rede, dit is vinniger, makliker, alles, om die kurpers te vang, Dit is waar. as die muddies. Ek het verstaan na die SA, sê die mense vir my gesê, dat jy vang 'n klomp kurpers, maar vreeslik baie van hulle is daai 145 gram. So hulle is net aan die size. So jy doen 'n klomp moeite en dit beteken vir jou niks nie. Dit beteken vir jou 1,4 punt. So dis dit net nie werd nie. Dis hoekom ek toe ek die muddies begin kry, toe sê ek wel dis waarmee ek aangaan, want die meerderheid van die muddies, by verre, ek het miskien, kom ons sê 10 of 15 muddies gehad elke dag wat nie gemaak het nie. Maar by verre die meerderheid was size. Toe Saterdagmiddag toe hulle Chris Noordman se sak weeg, toe staan ek fisies by en ek kyk bietjie meer aandagtig na wat hy weeg en hoe wat waar. Toe is daai muddies wat 2 weke voor, die kurpertjies wat 2 weke voor dit 140, 145 was, toe is hulle almal 155, 160, 155, 160. Hierna kry jy enetjie aan, sien jy sommer sy pensie is plat. As sy pensie plat is, dan weet jy, hy gaan dit nie maak nie. Maar daai ander kurpertjies, hulle is net so lank. Maar die oomblik is, as hy net bietjie van 'n pensie het, is hy size. So hy moes net 'n bietjie geëet het. Hy moes net 'n bietjie geëet het. So al wat ek net sê is, as ek 'n derde dag moes teruggaan, en ek weet ek moet weer kompeteer teen Chris Noordman of een van die Van Wyk boeties of een van daai manne wat daai hoë 100s en 200s jaag, is dit definitief sou dit my taktiek gewees het. Ek sou die kurpers geteken het, omdat daar soveel van hulle is. Hulle het almal definitief daai 10, 15, 20 gram opgetel. So waar hulle 2 weke terug net onder size is hulle nou size of net oor size. En ek dink dit was 'n groot fout wat ek gemaak het. Ek moet by sê, ek is baie bly ek het dit gedoen. Ek het in my lewe nog nooit 100 muddies op 'n dag gevang nie. Ek het dit nog nie gedoen nie. Dit was 'n baie lekker dag gewees. Ek het ag man, ek kan dit maar net sowel vir mense sê. Ek dink ek het dit verlede week gesê nie. Dis die eerste keer in my lewe laat ek gaan staan en piepie by die kar. En terwyl ek piepie drink, kyk 'n energiedrankie net vir energie, want daar is nie tyd dat jy eers een kan doen en dan die ander een doen nie. So jy doen nie twee saam. Dan sny jy die tyd in twee. Daai tye moes ek ook my stok uittrek, want ek het dit die eerste keer het ek nie die stok uitgetrek nie. Ek het net met een stok gehengel. En toe ek terugkom by die stok, toe hang die stok so aan die voorste pen, toe het hom al van die pen afgetrek, né? So dit is regtig waar hoe dit gegaan het. Daar was nie tyd vir enigiets anders nie. Daarna het ek elke keer as ek moes kar toe gaan, het ek seker gemaak as ek die stok, die vis vang en ek sit die stok neer, dan hardloop ek eers agter toe doen wat ek moet doen of kry wat ek moet kry en dan sê ek terug en dan gaan ek dadelik weer aan. Maar nou ja, dit is hoe dit gegaan het. Maar ek dink vir die afsienbare toekoms vorentoe is daar's nou alweer 2-3 weke verby. Ek dink nie dis nou enigstens die moeite werd as jy wil kompeteer om vir die muddies te gaan nie. Dit is lekker om te weet. Maar die dag as daar nie kurpers is nie, of die dag as jy op 'n plek is waar daar nie kurpers is nie, en daar's geeltjies, dis waar ek hierdie naweek wat van voorverlede naweek gaan bank. Ek gaan dit definitief. Dis iets wat mense definitief op 'n ander venue ook kan try. Jy hoef nie, dit gaan nie net in Bloemhof so gebeur. Bloemhof se water kom van Vaaldam af en dit kom van Grootdraai af. So aan die einde van die dag, dis 2 damme waar geelvis jou van tyd tot tyd regtig kan mal maak. Ek weet vir 'n feit van 'n dag wat ek by Steins daar regs van die bus op daai vlakpunt gesit het, waar ek het gedoen net wat ek kon. En al wat jy kry is geeltjies. En ek het 2 geeltjies gekry wat size was die dag. En die res van die dag het ek weet nie hoeveel vis gevang, 'n pophuis vol. En ek het
net ek kon nie iets anders vang nie. Nou in verlede jaar, hier aan die einde van die jaar, toe Stok en Hoed 2 oop was, het ons daai Elite daar gehengel, waar ek het baie goed gedoen die dag. Ek dink ek het 10, 11 of 12 vis gehad, waarvan 'n klomp 'n hele paar muddies was, maar dan het ek ook geelietjies gehad en seker goed, maar in die proses het ek daai dag seker 50, 60, 70, ek kan nou nie meer onthou, maar 'n klein huisie vol anders daai geelietjies gevang. En ek sou bitter graag dit op 'n venue soos daai wou toets. Ek dink as ek dieselfde taktiek as wat ek nou gedoen het, by daai dag by Stok en Hoed kon doen, sou ek die muddies 10-1 kon vang. Ja, is definitief iets wat ons sal onthou vir die toekoms. Maar alright, ek dink dit was 'n interessante insetsel daarso. Wat wil Paul nog bylas? Kan ek nog bylas? Nee, ons is nou klaar met hierdie. Ek persoonlik dink dat die verskil kom dalk in, by ons is geneig om 'n fluoresceen moetie te gebruik. Nou is daar, in daai fluoresceen moetie, is daar sê net maar heuning, of daar's soetigheid. Daar's soetgoed in. Daar's soetgoed in. En die soetgoed is wat maak dat die geelietjies kom. En nie soseer die fluoresceen nie. So, vir die mense wat kyk en wat luister, help my en kom ons gaan toets dit. As julle sien daai geelietjies is daar, gooi die fluoro. Skit miskien 'n hoekie in skoon fluoro, maar los die moetie weg. Gooi die moetie in water. Ja, gooi die bottel daar in die water en laat bullshit die ander ouens, laat hulle dink jy vang met popo. Maar in any case, dis wat ek wil gaan probeer. Ek wil gaan en sê, right, okay, ek los die moetie weg en ek gooi net die fluoro. En dan kyk ons wat gebeur dan. En ek dink die mense kan my persoonlik kontak. Julle almal het my nommer, of as anders ek kyk net op 'n labeltjie, die nommer is daar. Kontak my as julle dit probeer het. Comment op die video. As julle enige ander tips het vir hierdie geelietjies en gesit, kan julle dit ook in die comments vir ons los. Gee 'n bietjie vir ons tips, dan kan ons kyk wat kan ons toets, maar ek dink wat my pa sê is, kom ons toets hierdie idee. Ek dink regtig waar, ek dink dis iets wat die moeite werd is. Ek gaan die naweek hengel ons na die Elite Finals, by Stok en Hoed, as ek dit gesê, by Leeuplaas en die seniors hengel dit, hulle semifinaal by Bierman en dan die finaal saam met ons by Leeuplaas. En daar's nie regtig baie vis wat uitkom op die stadium nie, so ek dink 'n ou is selfs opgewonde as jy 'n klein geelietjie vang. Maar as die geelietjies wel sou pla, is dit definitief iets wat ek gaan probeer. Yes. Net op daai noot gaan ek vir ons bietjie 'n halfliter Petit Janine vir die luisteraars kan weggee. Gaan pa vir ons bietjie daarso 'n halfliter Petit gee wat ek vir die luisteraars kan uitraffle of 'n kompetisie loods op dit. En wat dan van as ek passe en wat? Ek dink nie ek gaan dit gee nie. Kom ons verander dit. Kom ons gee vir hulle 'n halfliter Petit Janine Extreme. Okay. Die een wat heavy fluoro het. En dan wat moet ek doen om pa se arm te draai om dan 'n klein houertjie van daai toets pellets te gee? Okay. Not yet. Dis reg, ek het vanmiddag gemaak. Ek sal môreoggend kyk hoe lyk hulle. Ek sal dit, en die episode gaan nie so 'n week uit, teen daai tyd sal ek definitief hê wat reg is. So ja, nee, ek sal vir hulle 'n groot houertjie fluoresceen bomflouties saamstuur. So 'n halfliter Petit Janine Extreme en 'n houertjie fluoro bom. Net die fluoresceen wat daarin is klaar die moeite werd om deel te neem. Ja. Daar's genoeg fluoresceen in al twee. Okay, so ons het nou die prys gekry, so wat ek nou gaan doen is ek gaan 'n foto van die prys gaan ek op
The Original Podcast se Facebook blad gaan ek post. So al wat jy moet gaan doen is like en share die post. En dan as jy in die kompetisie as jy deel vorm van die membership, is jy outomaties ingesluit, so vir die members wat deel vorm van die membership, julle is outomaties, by al hierdie kompetisies is julle outomaties ingeskryf. So is easy, gaan op Facebook, The Original Podcast, nie Original Mooties nie, op Original Podcast se page. Dan moet julle net daai post like en dan share julle hom, en as julle hom gelike en geshare het, dan is julle for away. Dan sal ons dit so 'n week of 2 weke gee, dan sal ons die tracking doen. Ons sal dalk die tracking doen nie volgende week nie, die week daarna. Volgende week se episode gaan 'n besige episode wees. Ek dink dit gaan 'n interessante episode wees. Volgende week, soos gaan dit nie volgende week se tracking, dan sal ons die week net na dit track. So as julle dit wil hê, gaan check daar. Kom ek maak so 'n sakkie vir daai members. Kom ek sê net vir die members alleen, maak ons 'n tweede prys en ons gee vir hulle 500 ml petit en 'n 100 ml petit rooi en 'n 100 ml petit flore. Okay, dis lekker. En dis net groen, rooi en die gemengde ene. Maar dis net vir members, ouens wat ons elke maand ondersteun. Hier's vir julle ietsie. En as julle nou nog nie deel gevorm het van daai membership nie, en 'n tap. En 'n floatie, en 'n floatie. En 'n tap met die floatie. Yes, like it. My pa's vrygewig vanaand. So as julle nog nie deel gevorm het van daai membership nie, kan julle kyk in die description onder die heel eerste link sal die membership ene wees. As julle klaar gesubscribe is, dan sal julle sien daar sal 'n join knoppie wees onder die video. As julle nog nie gesubscribe is nie, kan julle daai subscribe knoppie klik. Dit help ons om hierdie podcast net by meer mense uit te kry. Maar daai membership dit groei stadig, maar sekerlik groei dit. Ek het nog 3 weke oor van rowwe werk hier by my. So hopelik oor so 3 weke dan is my werk situasie nou weer back to normal, dan kan ek weer teruggaan na ekstra video's en goed so dit waar ek vir julle kan bietjie meer benefits gee. Ek moet sê ek het julle bietjie afgeskep die laaste tyd. Ek is toegegooi onder die werk. Ek kom by bitter min dinge uit. En dan wil mense ook nog so 'n bietjie tyd hê om altyd te gaan eet saam met my vrou en goed so dit, so ek moes 'n bietjie pas getroud. bietjie net tyd uitgevat het vir dit, maar ek het 3 weke oor van my kontrak, as daai kontrak klaar is, dan gaan dinge weer terug na normaal toe, so dan sal ons al die video's wat in die backlog is, sal ons opgelaai kry. Dis al vir die members, so die members moet net nog so 2-3 weke, dis eintlik 2 weke, moet hulle vasbyt en dan gaan alles begin teruggaan na normaal toe. Maar of julle sal dankie sê vir dit. Verder moet ons sommer net vir mense sê, julle moet asseblief uitkyk, julle kan onthou, of kan maar in julle boekies dit aanteken, laat sakkie julle lande hoeveel sê? Ek dink ons vlieg die 24ste Mei en ek dink ons land die 25ste Mei. En die 25ste Mei is op die lughawe nou, ons gaan nie verwag dat julle almal moet lughawe toe kom nie. Hy's nou nie die springbokke wat hier opdaag nie. Maar in alle geval sakkie hulle land daai dag en dan sal hulle hierso, dan gaan ons definitief 'n punt daarvan maak om bietjie bymekaar te kom. Dat julle vir self 'n sakkie die vrae kan vra en self 'n sakkie kan vertel wat julle wil hoor en kan sien en wat ook al. So ons gaan definitief 1 of 2 vinnige geleenthede bereël. Die 31ste Mei is 'n Saterdag as ek reg is. Daai Saterdag dan ry ons 'n bietjie Henties Baai se kant toe, maar op pad soontoe gaan ons 'n aand oornag in Kimberley, ons gaan 'n aand oornag in daar in Oegrabies, maar ons gaan deur Appington, so as daar ouens is wat dalk lus is vir 'n vinnige ontbyt saam met ons, kan hulle skree, ons kan altyd daarna kyk en dan gaan ons Hardap toe en van Hardap af gaan ons Windhoek toe. So ons wil definitief 'n episode rekord daar in Windhoek. Ons gaan bietjie saam met die manne daar kuier en bietjie saam met hulle gesels. So ons gaan definitief probeer gaan hengel by Wonbag. So ek het met Gert hulle gereël. So ons gaan by Harties. Definitief nie Harties toe gaan nie. Ek gaan definitief nie by Harties fish nie. Ek ook. Maar ons sal definitief vir ons by Hardap gaan hengel, maar dan sal ons kyk of ons 'n klomp van die ouens in Windhoek kan kry om Wonbag toe te gaan. Dan gaan ons daar by Wonbag 'n bietjie kyk of ons 'n visie daar gevang kan kry. Maar dan sal ons uit die aard van die saak, sal ons daai aand sal ons iewers te kyk of ons 'n vleisie kan tan en 'n
en 'n bietjie doppie of 2 kan drink. Maar dis die aand wat ons ook dan definitief 'n episode daar sal doen. Ja, ons sal definitief 'n Dink ek. episode daar rekord vir dit. En as ons terugkom wil ons definitief laat kyk of ons daai by mekaar byeenkomste kan maak by Bloupan. By Bloupan. Ek dink ek weet nie of ons dit na die tyd gaan kan doen en of ons dit dalk voor die tyd moet doen nie. Ons sal nog die datums bekyk. Maar ek dink na die tyd gaan jou tyd 'n bietjie beperk wees en ek weet julle gaan dan almal wil groet en maar ons sal kyk. Ons sal kyk. Is of voor dit of na dit gaan ons definitief by Bloupan 'n draai maak. Ja, want dit gaan op 'n naweek moet wees, so dit gaan bitter moeilik wees om dit die week voor die tyd te doen want ons ry die Saterdag. So sommer. Ja. Maar soos ons sê, ons sal julle laat weet nader aan die tyd, maar die tyd begin nou regtig aanstap vir dit. Maar luister net, ek wil bitter graag begin gesels rondom die venue waaroor ons het 'n regtig 'n lekker venue wat ons vanaand wil bespreek. 'n Emosionele venue. Dis 'n plaas wat nou man in my en my pa se oë nou maar redelik spesiaal is en ek dink enige iemand wat al 'n paar episodes gekyk het sal weet van wat se plaas ek nou praat. Ek dink nie ons maak 'n geheim daarvan dat dit 'n spesiale plek in ons hart het nie en wat lekker is dat die boer ook die podcast vreeslik ondersteun. So dit maak dit net vir ons nog soveel lekkerder om te gesels oor die venue. So die venue waarvoor ons gaan gesels is ou van Driels Fishing. Veral dis nou maar my hart se punt. Ja, wat kan ek meer sê? Ja, Sakkie. Jy weet Jan van Driel is 'n plek wat nie jare oop is nie. Ek verstaan dat hy was blykbaar donkie jare terug was dit 'n plek waar ouens gehengel het en wat ook al. Ek het as kind letterlik nou praat ek van as kind as ek dink ek was seker onder 10. Was ek lid van Protea Hengelklub en het ons net die stuk water langs dit. Langs Jan van Driel is nou 'n yachtklub se grond. Nou praat ek van regs van hom, na die kruispad se kant toe. Is 'n klipkoppie en dan sal 'n yachtklub en net aan die ander kant van die yachtklub was oom Giel van der Walt se grond. Ja, as jy daar Hier is die klipkoppie waarvan my pa praat hierso en dan is die yacht. Nee, die volgende sloop is dit nie. Nee, hierso is die stryd. O ja, jy's reg, jy's reg. Hier is die yachtklub. Dis en nou daar waar jy nou is, daar waar jou muis nou is, daai gedeelte was ons klapwater. Van Protea Hengelklub jare terug en dit was oom Giel van der Walt se grond. En ons het daar geboer. Ek het ongelooflik baie vis daar gevang. Maar in alle geval noodloos om te sê toe ek toe nou hoor dat Jan van Driel is weer oop en beskikbaar en ou kan daar gaan hengel. Ek dink die oom Giel van der Walt se plaas is deesdae Swartfontein. Nou, ek dink is waar Swartfontein se hengeloewer deesdae is. Maar in alle geval, ek hoor toe van Jan van Driel en ek sê toe wel ons soek 'n venue waar ons 'n klompie elite toernooie kan aanbied. Dis toe so aan die einde van die elite seisoen en daar's 'n klomp mense wat toernooie kort, nie so seer punte nie, maar hulle kort toernooie. Onder andere was een van hulle gewees. Nee, ek was redelik veilig, maar daar's 'n paar ouens so Jean wat vir ons hengel het gesê dat hulle kort regtig nog 2 of 3 toernooie en so dit begin en op die einde ek en Jan by mekaar kom en met mekaar praat en sê Barry, kom ons kyk, wanneer wil jy dit doen? En ek het toe so vinnig, ek dink 6 naweke in 'n ry het ek daar toernooie aangebied die Saterdag en die Sondag. En dit is net toe hy toe nou begin het. So dit het hom toe ook publisiteit gegee onder die kompeterende hengelaars, laat hulle ook kon laat hulle weet van die plek. En sodoende het ons toe nou elke naweek het ons 2
dames toernooie, 2 senior toernooie en 2 meesters toernooie daar aangebied. En wat ons ook gedoen het, ons gesê, goed, Saterdag is die dames sê nou maar heel links, dan die seniors, dan die meesters. Sondag gaan ruil ons om, dan kom die meesters heel links en dan die dames, en so het ek hulle bly roteer, laat ons so doen dat die hele oewer van hom kon toets, en dis hy. En dit is ook die jaar toe die dam so ongelooflik leeg was. So ons het hom toe nou gesien, ek het daar fisies gekom, as ons gaan pen, dan sien ek hoe Jan hulle besig daar, om klippe wat daar op die droë grond is, uit te grou, om seker te maak dat as die dam water kry, dat mense nie aan daai klippe hak nie. Of hulle het klippe wat teen 'n slegte angle is, maar wat uitsteek, het hulle gaan en vir die werker op die plaas 'n hamer en goed gegee, en dan het hy daai ding geslaan met 'n hamer, om hom net plat te kry, so hulle hom nie kon uittrek nie. En takke en stompe en goed het hulle verwyder, en hulle het daai oewer regtig waar mooi skoon gemaak, ja. Dus hakvriendelik. Ek glo ou gaan nog steeds maar 'n bietjie hak, want daar is maar klippe. Maar sover as wat hulle menslik dit kon doen, het hulle dit skoon gemaak. En so het ons toe nou Jan van Riel begin hengel, en dit was dadelik vir een van daai plekke wat ek kan dit nie vir jou beskryf nie. Jy sit vandag daar en jy vang hierdie muddies, en môre kom jy daar en die muddies is net nie daar nie. Dan vat jy 'n lang stokke en jy gooi hulle daar binne, en dan vang jy daai groot karps. Ons het nou Desember maand daar gaan ry met die boot. Ons het toe AV nie meer so was dat ons daar kon launch nie, het ons by Jan van Riel gaan launch. Hy het nou direk aan die oorkant by die ou Alefjord. Terwyl 'n paar daarvan praat, kom ons wys dit gou, waar is Van Riel? Ons dit nou nog met elke episode wat ons nou gepraat oor die venue, het ons gou op Google Maps gou vir die mense gewys. So ek gaan uitzoom, laat die mense maar half kan sien. Hierso is Vaal Marina. So die indraai van Vaal Marina is hierso, as ek dit nie mis het nie. Daar is al die teerpad in. Daar is die teerpad. So Van Riel is dan maar net daai vorige sloep, daai diep sloep. Hierso, hierdie ene. Daai diep sloep se die bokant, die linkerkant van daai sloep. Ja, daai gedeelte. Ja, daar kan mens sien Van Riel Fishing. Daar kan jy sien, dit is op Google gesit, Van Riel Fishing. Daar is die huis, so jy ry in op die grond van die huis af. Ja. Wat ek wil sê is jy ry met die grondpad in tot hier by die by die Yacht Club, dan draai jy op daai grondpad net regs van hom, dan ry jy net om die Yacht Club, kom jy in die en dan kom jy so by sy huis. So by sy huis. So hier van sy huis af kan 'n mens nou hengel al die pad, daar kan jy sien, hier het hy sulke lekker huisies wat na die water toe kyk. En gaan hy om tot hier so iewers is. Daar stop hy, daar teen die klipkoppie. Ja. Daar teen die klipkoppie, daar waar die grond op het, daar hou sy grond op. Dis hy. Maar dan die stuk grond wat hy nou het waar die boot launch is net aan die oorkant. Dis letterlik net aan die oorkant. Ek is nou die seker daar regs, op boontoe, op skuif af. Daar net daai sloep wat hy daar maak. Net links van dit. Daar iewers gaan nog 'n bietjie af. Daar sien daai eerste slipway, daar is hy. Daar is syne. Dis sy slipway. En daai slipway loop in, jy kan daar launch tot op iets soos 18%. Kan 'n mens nog daar launch as dit sement. Maar in alle geval, ek gaan onder in die description sal ek ook onder andere oom Jan se nommer en goed sit, maar julle kan hom op Facebook en goed kry. Dis nie moeilik om sy besonderhede in die hande te kry nie. Oom Jan dis redelik easy. So dan jy kan enige plek amper net Jan of Van Riel Fishing intik en julle sal sy nommer kry. So julle kan hom altyd net bel, net seker maak julle. En as julle hom nie kry nie, bel julle my. En as julle wil gaan met die boot gaan launch weer eens, gee hom net 'n lei, laat weet hom net dat julle wil dit gaan doen en dan gaan julle.
wat baie lekker is ek kan vir mense sê wat as groepe wil gaan hengel of hengelklubs of wat ook al wil gaan hengel met die boot. En as jy sommer net wil gaan 'n klubkompetisie hengel ook van die oewer af, kan die mense hom gerus kontak. Hy's altyd behulpsaam, maar vir die bootouens, ek weet baie van die ouens is altyd bekommerd oor hulle voertuie en hulle trailers en goed wat hulle agterlaat. Julle kan met 'n absolute geruste hart gaan. As julle vir Jan voor die tyd reël, dan sorg hy definitief dat daar wag is wat die karre oppas. Hy maak seker alles is veilig en daar was nog nie 'n probleem nie en daar behoort ook nie 'n probleem te wees nie. En Jan het altyd inligting rondom die weer. Hy kan vir jou sê, hoor hierso asseblief, julle moet uitkyk, vanmiddag gaan die of daai wind waai of hier gaan ons verwag 'n donderstorm. Jan is absoluut daar hands-on met inligting. Hy direkte kontak met die NSRI op Valdam. As daar probleme is, kan jy vir Jan kontak. Hy kan onmiddellik die NSRI kry. So hou altyd jy daai gemoedsrus en dit is vir my van kardinale belang. Maar wat ek wou sê, om terug te kom na die oorspronklike punt toe, is ons was Desember daar met die boot. Toe sien ek het ek 'n bietjie daar gery met die boot en gemeet. En obviously was die dam leeg, maar nog steeds het ons gery dat ons plekke gekry het waar die in daai sloepgedeelte waar die kompeteer daar voor die huisies, daai deel, het ons plekke gekry waar ons 9 en 11 meter water gemeet het. So as 'n ou nou vat dat die dam was toe op daai stadium op omtrent 30% gewees, dan kan jy nou net dink wat se diepte water het jy daar as die dam vol is. Baie van die ouens kom en sê hulle jammer, dit is te diep. Maar tog vir ons met die bootkompetisies is daar gedurig ouens wat in 13 meter water lê. Nou 13 meter water is op bittermin plekke so dat jy dit kan raak gooi. Maar by Jan van Driel sê ek jy nou is ek het dit uitgewerk. Dit lyk vir my as ek het nou nie 'n rangefinder gehad nie, maar as ek omskat, as jy op 100 meter ry of op 100 meter gooi, lê in omtrent 10 meter water. 110 dan jy 11, 120 dan jy op 12 meter water. Dit lyk vir jou asof daai ding egalig in daai sloep inval teen omtrent 'n meter vir elke 10 meter van die oewer af. So definitief is dit vir die ouens wat daai groot visse goed gaan soek. Ek dink dis werklik waar 'n plek wat 'n mens moet gaan moeite doen en sê ons gaan staan daar vir 'n week. Jy het daai lekker abolisie geriewe, jy het huisies waar jy kan bly. So ou hoef nie in 'n tentjie te slaap nie, maar ek dink is 'n plek waar ou kan gaan en jy kan nou met die winter wat voor lê sê right, okay, kom ons gaan target hom en dan obviously daar's nie net karps nie. Ja. Definitief nie net karps nie. Daar kan ek julle getuig, daar's definitief ander spesies wat daar so rond swem. Dis hoekom dit maar vir my 'n spesiale plekkie is. Ek dink meeste van die mense het al gesien die geeles wat ek daar gevang het. So ek het kom kuier na 'n klompie jaar wat ek hier in Vietnam was, dat ek bietjie kom kuier in Suid-Afrika en my pa gesê wel, julle praat so baie van Driel, ons moet nou maar seker by van Driel 'n draai gaan maak. Ek het geland, ek dink ons is die volgende dag of 2 dae later het ons gaan fish. En toe het ek daai 3 monster grootbek geeles gevang. Die groot sien 10,7, 9,2 en 8,6. So dit was astronomiese vis. Dit was die Saterdag en daai Woensdag dis ek en Sakkie terug want ek is heavy soppies. Toe kry ek daarom een van 7,2 of 7,6, net so oor die 7 kilos. Waar die dag nadat ons daar was, die maandag. Ons was die Saterdag daar, die maandag was daar oomie daar, hy het een gekry van 12 kilos en een van 10 kilos. En presies 'n jaar later, dieselfde dag as wat ons daar was, 'n jaar later toe kry Edwin Tron, Eddie Tron wat by Fishing Pro Shop in Pretoria werk, toe kry Eddie een van 14 kilos. So daai grootbek geel is vir 'n feit
Hulle is daar, hulle swem daar in daai ou rivierbedding rond in daai diep water en hulle kom uit daai diep water uit en kom wy teen die kant en hulle tel daai aas op. Sakkie, jy kan miskien vir die mense net vertel wat was jou taktiek en hoe het jy per geluk hulle het gekry om te byt en toe maak jy laat dit 'n norm word vir ons. Ja, ek sien wat ons op Facebook het Jakes gevra hoe het ons dit gevang, want hy wil dit ook nog eendag gaan vang. So ek het al besluit, ons het die dag gehengel en ek sê vir my pa, ek het nou so lank terug gefish, ek wil kyk of ek nie 'n bietjie 'n baber of 'n ding gevang kan kry nie. Iets wat trek. Iets wat trek, ja, iets wat 'n bietjie. So ek het my stok uitgehaal en geriek vir 'n baber. So ek het gegaan en ek het 'n gewiggie wat op die lyn gly, 'n lekker groot sirkelhoek, viskop gesny, lekker viskop gesny, lekker bloederige viskop gesny, gehak. En toe dan maar net gevat en hier regs uitgegooi. Ek het nog steeds my stokke was op die penne gewees. Ek het dit was ek nie mis dit nie, dit was my derde stok gewees. Ons het albei 'n derde stok gevat. Iets anders wat ek net aan dink, Sakkie, ek sal vir jou 'n foto stuur. Ons het 'n foto van daai strop wat jy die vis mee gevang het. Waar ek my hand so hou. Ja, so ons kan dit altyd vir jou as jy hom nie het nie, so ek kom vir jou gee. Dan kan jy hom altyd insny. Dan kan ons vir mense wys hoe lyk 'n viskop as daai gele hom klaar gekou het. Ja, so dit ek dit gedoen toe die ding af, toe die stok nou byt. Nie die stok byt, toe die vis byt. Gryp ek die stok, speel. Ek het 'n video daarvan, maar ek wil nou nie dit nou weer ons het dit al voorheen dink ek gepost op die podcast. Maar dit was toe vir ons die vis gespeel en toe aanvanklik het ons gedink is 'n groot grasie, want ons het gesien is nie 'n baber nie. Ons het dit baie vinnig toe besef dat dit nie 'n baber is nie. Maar jy die groot stert gesien en toe het ons nou maar aangeneem dis 'n grasie, want op baie stadium het ons geweet by die boot en daar klomp ouens partykeer grasies gevang met die kuikens en die goed dit. So ons het geweet die grasies eet vleiskos. En toe my pa gaan om die ding te skep, toe sê my pa, dis 'n gele. En toe was die eerste ene was ook die grootste ene gewees van die lot. Die eerste ene was die 10 kilo grootbek gele gewees. Toe het ons gou vinnig 'n paar foto's geneem, het teruggesit, foto's geneem met geweeg, teruggesit, gestok gevat, ek dink ek nog dieselfde kop gevat en gegooi of 'n vars koppie gegooi, paar minute later, 5 minute later, 10 minute later. Dit was nie 10 minute later nie. Woep, by die tweede ene skep hom, weeg hom, neem 'n foto, sit hom terug, gooi 'n vars asie, vang ene, neem 'n foto, weeg hom, sit hom terug. Met die tot om Jan van Driel en sy vrou daar by ons kom staan en gesels. En obviously die aard van die saak het ek gebewe soos 'n riet van al die adrenalien wat deur 'n mens gaan en woep, gaan daai stok weer en terwyl ek die stok vat toe kap ek en soos ons al hoeveel keer op die podcast gesê het is jou grootste vyand met 'n sirkelhoek is om te kap. So jy moenie kap nie. En met al die opwonde en oom Jan hulle wat skree en ek gryp die stok en ek kap daai grootbek gele klim uit die water uit en ons almal sien hom klim uit die water uit en woep, waar trek hy hoek uit die bek uit en so daar stom 'n 4 toe nou maar weg. Ja, ek kan vir mense sê ek en Karlien het die geelvis sien spring voordat daai stok geroer het. Hy geelvis spring so en jy sien fisies sien ek en sy albei daai viskop en jy sien hoe om in sy bek en dan val hy in die water en die volgende toe move hy daai sien net daar begin hy katrol skree en daar gaan hy en haar kop sak jou man ja dis baie gans gelukkig ek was maar redelik verlig toe hy verloor het. Toe is dit daarom net 3-0 en nie 4-0. Maar ja, dit is op die einde van die dag dis 'n venue wat regtig lekker vis. Ouens met die feeder, oom Jumbo hulle het gelaf om water gaan hengel. Met die feeder, hulle het baie daar gaan hengel. So dis iets wat jy weet jy kan die kiddies vat vir die naweek en ek is amper seker van ek kan vir jou sê jy sal 'n vis gevang kan kry. As die weer en goede toelaat, is dit een van daai venues waar jy kan regtig jouself geniet. Die pad so toe kan rof wees as dit reën. Maar Jan het al baie aan die pad gewerk en hy's besig met daai driffie wat hy maak
op te vul en pype te lê en wat ook al. Ek verstaan dat die method feeder SA's was veronderstel om nou die dag daar te gewees het. En ook as gevolg van die reën en die dam wat so vinnig opgekom het en ek weet nie wat als nie, is dit op nommer 99 geskuif RPI toe. En ons sal definitief in die volgende 2 of 3 weke sal ons 'n episode doen met ene meneer Johan Bekes. Johan was per toeval toe nou met die method feeder SA's wat hulle daar sou gehad het en wat hulle toe geskuif het na RPI toe, was hy toe nou aangewys as die kampioen, hy die kampioenskap gewen. En ons is besig om met hom ook op te laai en ons kon net nie by mekaar uitkom vir die week nie, maar dit is definitief op pad. So die ouens wat meer wil weet oor dit, daar by RPI met die method feeder stories, al die inligting daar rondom, kom saam met Johan Bekes in die volgende, definitief binne die volgende maand. Ja. So dis maar goed wat op pad is. So dis gereël. So ons gaan nie daar dit doen nie, ons seker ons. Volgende week se gas sal ons vir hulle geheim hou. Ons kan wel miskien vir hulle sê wat die venue is. Ja, ek dink dan gaan dit redelik pretty obvious wees. Okay, so sê niks nie. Dit's nou maar 'n venue wat baie na aan die persoon se hart is. Ek het ons nou gesels rondom Van Driels. Van Driels is lekker, is 'n redelike stryd venue, so dit is nie regtig ek kan sal sê hotspot of nee. Ek dink dis 'n plek gaan so maar kyk waar 'n lekker gapentjie sit daar so fish. Ek hou nou maar van die regterkant, want dis waar daai geel is gevang uit, maar ek wil dis ja, ek dink dis 6 van die ander. Die kompeterende hengel vind maar gewoonlik plaas daar voor in daai area voor die huisies en die goed. So ja, nee, dis 'n reguit oewer en wat vir my daar regtig waar een van daai fenominale goed is dat dit is een van daai venues waar ek het meer as een toernooi baie goed gedoen. Ek kan nie spesifiek onthou of ek nou gewen of tweede, derde was nie, man en die keus. Waar ek gehengel die op 15 en 20 meter. So jy kan daar soontoe regtig gaan met kinders en hulle kan op hulle eie hengel en hulle kan nog steeds hulle self geniet. En jy as jy 'n kompeterende hengelaar is, gaan soontoe. Na my mening, die grootste tip wat ek het vir Jan van Driel is 90% van die mense. As ek nie dalk kan sê is 95% van hulle nie. Hengel te ver. Daai muddies, die kapies, alles. Jy sal wel sien die dag as daai visies nie of die vis nie hier naby is nie. Dan ek het 1 of 2 keer gehengel hier op 60, 70, 80 meter. Maar dit was vir my kort van 30 of op 130. Ek het nooit tussenin regtig gehengel nie. Ek het meerderheid van die tyd ek in al daai toernooie wat ons aangebied het ek daar gekom, ek het my 2 9-voet sokkies uitgehaal en ek het begin hengel 1 op 25, 1 op 20 en dis waar ek gehengel het en sodra ek dan sien die muddies begin regtig vinnig by, dan het ek daai 21 stelselmatig nader geskuif dat hy nog voor dit was. En ek het daar vele kere gesien dat dit was asof die groter muddies nog die kant toe lê. Die kleiner muddies is daar op daai voer, maar as jy dieper gaan, as jy agter die voer wou hengel, was dit asof jy te diep gaan en dan sal minder. So ek het gevoer op 'n kol en dan hengel ek voor die voer. Nee? En dan vang ek daai size muddies voor die voer. Dit was definitief vir my 'n taktiek wat ek gedoen het by Jan van Driel wat definitief vir my gewerk het. Wie het ook gesê dat die muddies kom in? Oom Werner en nou gaan ek weer terugspring na Bloemhof toe. Vrydag by Bloemhof. Sit ek en ek geklip op 35 meter. Nou vat jy net die sok en jy fliek om nou mos maar net. En hierso seker by omtrent 12:30 daar rond.
fliek ek om en hier gaan die lyn en hy maak so 'n koekie op daai eerste oogie. Né? En ek spring vorentoe en ek ruk en pluk die ding daarso en ek kry die ding los en met die toe ek die knoop die ding om die oogie los kry. Toe voel ek maar hier trek al 'n vis. Maar met die dat die lyn om die oogie gedraai het daai ding nou heeltemal kort geval. Kort van 35. So ek dink toe dadelik, ek skat dit was so about 20 meter wat ek geval het. En daar kry ek toe ook dadelik pleks van dit 200 gram, maar die kry ek hy 450, 500 gram maar die is daai eerste ene. Ek vat toe die volgende strop en ek kom en ek gooi hom, maar ek gooi hom nou doelbewustelik daar en ek die res van die dag daar gehengel. Ek het nie eens op die 35 gehengel nie, ek het klaar gemaak definitief so ek sê op 20 of 22 meter. Is omtrent die distansie wat ek gehengel het. So ja, definitief. By Jan van Driel gaan ek vir julle nou sê, moenie bang wees om op 25 te hengel nie. Moenie bang wees om op 25 meter die oggend vroeg vir 'n paar bolle te gooi nie. Gooi vir daai paar bolle, bank hulle daar want ek sê julle nou julle gaan daai vis vang. En as dit dan nou geelietjies is, dan draai hulle my fluorescent flouties sonder 'n moetie. Hoor wat ek julle sê. Ek garandeer julle daai ding gaan werk. Sê gou vir my, ek wil gou kyk, kan ons gou kyk of ons 'n paar van hierdie Facebook vrae kan gou beantwoord. Cool, gooi hulle. Maar ons gaan moet redelik vinnig deur hulle gaan. Laat ek gou dit net gou hierso oopmaak. Eerste vraag en ek dink dis nog hulle kyk, 'n moeilike vraag as ek dit so kan stel. Herbert Westermeyer. Hy is een van ons top fans. Ek sien sy naam gereeld. Hy praat oor Biermans. Biermans, die Cast Master kompetisie dag gaan daar wees op die 26 April. Hoe benader mens die babers so laat in die jaar wanneer die koue begin inkruip? Sterkte. Jy het gesê sy naam is? Herbert, seker Herbert, kom ek sê vir jou nou, Bierman op die oomblik is ongelooflik moeilik. Babersteken daar is nog moeiliker. Sentraal Gauteng die naweek wat verby is, het hulle proewe daar gehad. Hulle het Vrydag, Saterdag, Sondag proewe gehengel. Vrydag en Sondag het hulle by Bierman gehengel. Vrydag daar onder die windpomp area en Saterdag het hulle daarna die Springbokkamp toe gehengel. En dit was ongelooflik moeilik. Die ouens wat goed gedoen het hoofsaaklik, na my mening, wat ek van gehoor het hoofsaaklik geeles gehad, geelietjies wat size is. Steven Nel byvoorbeeld het Vrydag 8 geelietjies gehad. En ek dink 1 of 2 ander vis. Sondag het hy 3 geeles gehad. Ek dink dis al wat hy gekry het. Wat die babers betref, die babers was moeilik geweest. Een van die ouens wat ons weet wat redelik bekend is daarvoor, laat hy ook graag die mure en die slange en die goed gooi vir die babers, maar ook ander vis teiken, is 'n man met die naam van Tiaan Smit, of wat al op ons podcast was, Kwagga. Kwagga het Sondag byvoorbeeld, Saterdag het hy blykbaar redelik goed gedoen, seker, of Vrydag en Saterdag het hy goed gedoen. En Sondag by Bierman het hy die volle sak gehad van geen vis 50 gram. So hy het letterlik vir die hele dag nie 'n vis gevang nie, met uitsondering van een klein babertjie van 50 gram. So Vaaldam hengel moeilik. Ons weet nie of is dit die weer, ons weet nie. Niemand weet waaroor dit gaan nie. Ons hengel die naweek die lead finaal daar op Leeuplaas en die semifinaal van die seniors is ook by Bierman. So ek kan nie regtig vir jou enigstens iets sê wat vir jou gaan help nie. Enige persoon wat op die stadium vir jou sê hy het 'n antwoord, dink ek praat bolly. Dink niemand het niemand weet op die stadium wat om by Bierman te doen en veral nie vir babers nie.
En veral as ons nou nog praat van dis aan die einde van die maand, so jy weet daai koue gaan al begin inkom en dit gaan dit net moeiliker maak 10 to 1. Al partykeer word dit daar 'n bietjie beter en ek self hoop hierdie koue gaan verby. Die naweek wat voorlê, weet ons nou verwag ons nou weer erge koue en reën weer en haaglike omstandighede wat hengel betref. Maar die elitemanne moet dit maar uitstoei en dit is nou maar waar die manne van die kaf van die kinders geskei gaan word of wat se gesegde. Man en die keuse ons sal hom aanvat, maar ek kan nie regtig vir daai antwoord gee nie, ou weet. Okay. Nou die volgende vraag van Natasha Nolte wat sê wat sal julle sê ja of nee vir winterkompetisies vang? Stop mense 'n bietjie en vang mense eers weer in die somer? Nee. Moenie bang wees nie. Kry vir jou 'n flesie met warm water vir jou handjies, trek vir jou lekker jassie aan. En try daai groot vis vang. Ons vang die hele jaar van ons klein visies, gaan bietjie dam toe, wees rustig. Geniet die natuur en try daai dik kaaps vang. Vat groot stokte saam, wees geduldig. Klein aasies, baie klein aasies en wees geduldig. Weet jy wat Natasha, ek met Sakkie saamstem. Ek is absolute voorstander vir winterkompetisies. Op ons ouderdom wil ons nie meer 100 vis vang op 'n dag nie. Van een dag 100 vis as jy vir 3 weke seën. Dan voel jy soos wat ek gevoel het nou die dag. Maar ja, ek is gemaklik. Dit is vir my vreeslik lekker om te gaan hengel. En jy vat daai stok en jy gooi hom en jy weet jy moet wag vir daai 40 minute. 40 minute dan begin jy eers vir jou polisiemanne kyk. Voor dit is dit mors om 'n polisieman aan te sit. Jy wag vir daai 40 minute en dan begin jy kyk, waar is jou polisieman? Hier 45 gaan maak jy seker jy kan hom mooi sien en jy staan naby genoeg. En gewoonlik hierso so rondom 'n uur en 10 minute dan kry jy 'n oue byt. Dan begin jy terugloop, dan sê jy wag, laat ek net gaan kyk of dit iets gebyt. En dan wil ek vir jou 'n ander ding sê, Natasha. Almal sê altyd en dink altyd, winterhengel is verhengel, diep hengel, daai tipe goed. Ek wil vir jou waarborg dat Lia se beste resultate in oop kompetisies waar sy teen mans meeding, in elite toernooie, in Promania toernooie destyds, soos dit nog gehengel het. Waarborg ek jou dat Lia se beste maande om te hengel is wintermaande. Want in die wintermaande kan 'n vrou 6, 7 of 8 maddies vang deur die dag hier naby. Of vroegoggend 'n paar kaaps voordat die karps in beweeg en vanmiddag gaan kom daai maddies in hierdie vlakker water. Soos wat Werner vir ons baie duidelik verduidelik het in sy episode. En Lia dit keer op keer vir ons bewys. Laat Lia sit in sy wenne-sone, Lia sit en sy kom tweede in 'n sone. Want sy het daai kolletjie op 70 meter gewerk, of die kol op 80 of 85 het sy gewerk en die vis kom in daarna toe. En vanmiddag dan gee sy vir ons pak sla op daai kol, want ons het almal op 130 en 140 en 100 en whatever probeer hengel, né? En die vis byt nie, die kaaps byt nie, maar daai maddies kom in en hulle kom in daai vlakwater in en vanmiddag vang jy hulle. So ek wil regtig waar vir haar sê, wintermaande hengel is gebou vir as 'n vrou wil kompeteer teen mans. Dis haar tyd. Jy gaan net nie Silje toe nie. Jy gaan nie na daai plekke toe waar jy weet daai vreeslike vlak venues is nie. Want jy weet daar gaan dit 'n kwessie wees van hiperver gooi. Maar as jy na 'n normale lekker Valdam venue toe gaan, moenie bang wees nie. Maar ek dink wat sy kan doen is ons het regtig 'n klomp winter episodes gedoen. So gaan kyk maar net op die channel, gaan terug na die wintermaande so goed. Ons episodes is ons altyd maar redelike week is op tyd. So jy kan gaan kyk as dit in 'n episode is wat in Junie gerelease is, moet jy weet ons het dit in Junie gerekord. Ons goed is regtig op tyd gedoen. Ons het met 'n klomp van die ouens het ons gesels rondom die A-size en al daai van goed. So ek dink al daai inligting is beskikbaar vir julle op Facebook.
En dit is gratis en verniet. So dis hoekom ons altyd sê, al wat julle hoef te doen is julle hoef net te like en subscribe en dan help dit ons 'n bietjie. Dad, laaste vraag ons moet regtig asseblief vinnig maak op hierdie enetjie. Dis Stefan de Meyer het gevra rondom die 0.25 lyn. As jy nou wil oefen met die as jy wil oefen met die gooiery, moet 'n mens nie partykeer hy sê as jy nou 60 meter van 60 tot 120 wil oefen, dan yes, gooi met die 0.25 lyn. Maar wat hy wil praat van as mense wil verder gooi, as jy jou distance casting wil oefen, of wat dit nie dalk 'n slim idee is om met 'n dikker lyn te gooi nie, om met selfs 'n dikker lyn te gooi om jou lyf gewoon te maak aan daai dikker lyn en as jy dan die 0.25 gooi, laat dit vir jou amper makliker is nie. Hy gebruik 'n voorbeeld hierso van die atlete wat gewigte om hulle enkels sit, byvoorbeeld as hulle hardloop en dan as hulle dit afval. Is dit iets wat Pas sal sê is 'n goeie idee? Definitief. Mens moet ook net onthou. Daar's limits to everything. Moenie gaan in plek van 2.5 na 3.5 of so iets opsit nie. Maar om daai bietjie dikker te gaan, ja, definitief. Want as 'n ou oefen, beteken dit dis daai repetisie, dis gooi en gooi, né? Nee, dit nie. Jy word moeg. So as jy nou elke keer daai ding force en jy gooi op, kom ons sê jy kry hom op 130 en nou moet jy 130 meter inrol. Nou gooi hom weer, nou moet jy 130 meter inrol, né? Aan die einde van die dag is jou skouers so moeg van die rol dat jy kon baie beter gedoen het. So as die lyn 'n bietjie dikker is, jy kan vinnig bepaal wat is die verskil tussen, kom ons sê byvoorbeeld 'n 0.32 lyn en 'n 0.25 lyn. So jy gooi 0.25 uit, vat dieselfde stok, selfde katrol, sit 0.35 lyn gou op of 0.32 lyn op en gooi hom en kyk wat is die verskil. Dan weet jy dit is die verskil omtrent. Daarna gaan jy aan met die 0.32 en jy weet die hele tyd dat eintlik kan jy daai aan een raak gooi. Maar nou beteken dit dat plek van 130 meter katrol jy net 100 meter se lyn in. So jy spaar jou skouer, jou arm, jou voorgewig, voorarm so goed. Spaar jy 'n bietjie, laat jy meer kan fokus op die gooi. So dis die enigste ding wat ek sou sê, maar dis 'n goeie idee. Vat 'n bietjie 'n dikker lyn. Ja, nee, dit is definitief. Okay, so ons het nou my pa verloor, die internet het uitgesny. Ek dink sy laptop se battery het eintlik pap gegaan, so ek dink ek gaan hierdie episode gou vir ons afsluit. So op die einde van die dag, wat my pa maar net sê, Stefan, dat as jy met die dikker lyn gooi, jy gooi nie so ver elke keer, so jy het minder ingetroltheid. So dit is definitief iets wat kan help, maar soos hy sê, jy moet nie te ver gaan en te dik lyn gooi nie, want jy wil ook onthou, jy wil 'n gevoel in jou hand hou, jy wil nie nou abnormaal gaan om dit nou te vererger nie. Maar ja, ek dink dit is nou maar vir die vrae wat ons het vir vanaand. Daar is dalk nog een of twee vrae wat julle gevra het, maar dit is maar bietjie vague. Strop as afstand, dit alles hang af van wat se venue. Al daai tipe van goed. So ek dink ons het 'n klomp van die vrae beantwoord wat julle mense wou gehad het. Alternatiefelik sal ek net hierdie week gaan en as julle daar lekker vrae het, sal ek net 'n bietjie gaan antwoord. Ek sal vir my pa vra en dit vir julle net deurstuur. Ek sien my pa is weer terug. Ek weet nie of hierdie recording dit gaan optel nie. Dad, ek net vir pa baie dankie sê vir pa se moeite en ek dink dit was 'n lekker episode gewees. Dankie Boeta. Ja nee, ek weet nie wat het nou daar gebeur nie. Skielik sê net vir nou internet service. Ek weet nie, maar nou ja, ons is terug hier, so kom ons kyk wat gebeur. Alright, so as julle geluister het tot dit, wil ek vir julle dankie sê. Volgende week se episode, ek is seker van julle sal wil intune op daai, maar ek is seker van julle sal die goed sien op Facebook. En dan wil ek vir julle dankie sê en dan sien ons julle volgende week selfe plek, selfe tyd hier op YouTube 12:00 lunchtyd, Woensdag soos gewoonlik. Alright, hierdie was episode 69, so volgende week sal episode 70 wees. Sien ek julle volgende week. Cheers.